Yes, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ek wil hê ons moet vanoggend 'n klein bietjie anders saam met mekaar bid. Soos ek vir julle gesê het, ons het in hierdie week ervaar hoe hierdie familie ons hande sterk gehou het. Dis waar ons die Here begin sien het, in familie, in geestelike familie wat opgedaag het. En vanoggend is deel van die 10 dae van gebed waaraan die hele dorp deelneem. En vandag bid ons spesifiek vir gesinne. Ons bid vir papas, ons bid vir mamas, ons bid vir kinders. Maar net so is dit ook 'n oomblik waar ons as familie mekaar gaan dra. So ons gaan ons gebed vanoggend 'n klein bietjie anders doen. En ons gaan vanoggend vir mekaar bid. Die lofgroep gaan vir ons 'n lied in die agtergrond sing. En ons bedien met dit. En terwyl hulle dit doen, gaan ek vra dat ons nader aan mekaar skuif en net 'n hand op elke skouer kry. Of ten minste net naby aan mekaar staan. En dan gaan ons vir mekaar intree vanoggend. En ek wil vra dat jy kyk na die persoon langs jou. As dit jou man of jou vrou is dit goed. As dit iemand anders is dit goed. En dat jy vir hulle bid, al is dit in jou gedagtes, soos vir daai lied speel. En kom ons bedien mekaar vir oggend. So kan ons nader staan. Kan ons gou nader staan aan mekaar. Jy kan sommer net in die ry waar jy is, sommer net lekker inskuif, of jy kan agter toe staan, vorentoe kyk, agter toe kyk, hoe ook al jy gemaklik is. En dan gaan ons vanoggend mekaar opdra aan die Here. Soos jy ver is van iemand af, staan sommer gou nader, kom uit jou bank uit, staan sommer gou nader. En dan gaan hulle ons bedien met 'n lied. Terwyl hulle die lied speel, kom ons bedien mekaar. En ons glo vanoggend en ons vertrou vanoggend dat daai belofte wat die Here vir jou gegee het, nog steeds geld. Ons glo dit vir ons glo dit vir jou. Ons glo dat daai belofte wat hy jare terug in jou hart kom plant het, nog steeds sal deurkom. En saam met dit glo ons vanoggend vir genesing. Ons glo dat die Here gaan ingryp waar dit nodig is. So dankie lofgroep. Die Here spreek, hy gebied, die Here laat sy wil geskied. In ons vreugde, in ons pyn, heers die Here soewerein. Hy laat die son oor alles skyn, hy laat dit in die aand verdwyn. Die Here gee, die Here neem, die Here skenk sy vrye seën. O die diepte van die wysheid en kennis van God, ondoorgrondelik is sy weë. Heilig, heilig, heilig is die Heer, heerlik is waar hy die mense wik, maar God beskik, sy sege onvermydelik. Bo begrip, bo ons verstand, is die werke van sy hand. Die God wat als van almal weet, het ons lewensdae gemeet. Sou ons wanhoop oor ons lot, sê die Here, hy is God. O die diepte van die wysheid en kennis van God, ondoorgrondelik is sy weë.
sy weer. Heilig, heilig, heilig is die Heer, heerlik is waar hy regeer. Die Heere spreek, hy gebied, die Heere laat sy wil geskied. In ons vreugde, in ons pyn, heers die Heere soewerein. Hy laat die son oor alles skyn, hy laat dit in die aand verdwyn. Die Heere gee, die Heere neem, die Heere skenk sy vrye seën. Here, dankie dat U vanoggend hier is. Dankie Heilige Gees vir geestelike familie. Dankie vir elkeen. Dankie vir elkeen wat hier is. Dankie vir hulle harte vir U, Vader. Ons vra dat U die woord sal seën. Ons vra dat U daai genesing wat begin het, sal aanhou bewerk. Dankie vir herstel vanoggend. Dankie Here dat ons na U toe kan draai en soos daai lied kan verklaar, U is steeds God. Ons verklaar dit vanoggend, ons glo dit in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam, amen. Amen, dankie, is welkom jou sitplek in te neem. Dankie lofspan. Kan ons net vir hulle ook 'n groot applaus gee? Ek dink daai was besonder. Dankie julle. Ek wil sê, julle sal sien, so nou en dan kom daar so 'n klein mannetjie daar van die kant af ingeloop. Dis klein Joshua. So hy is ons jongste. Hy's 'n prediker in opleiding. Ja, hy is nou eens 'n jaar en 'n half oud, maar hy het 'n besondere gawe om 'n mens se aandag te hou. So agterkom as op die verhoog is, as hy opstap, dan hoor jy niks meer nie. So baie oulik, so ek gaan so nou en dan 'n verskyning maak. Maar ek is opgewonde oor die volgende paar weke. Ons kom vandag af met 'n reeks oor geestelike praktyke. En ons 'n ongelooflike hoeveelheid rykdom in dit wat ons in die volgende paar weke gaan bespreek. So ek wil vir jou vra, nooi iemand uit wat nie in 'n kerk is nie. As jy agterkom, daar's iemand by jou werk, iemand in jou besigheid, iemand by die skool wat nie in 'n kerk is nie, wat kan baat vind by hierdie, nooi hulle uit in die volgende paar weke, dat hulle deel kan wees van hierdie reis waarop ons gaan. Ons gaan onder andere praat oor vas, ons gaan praat oor nagwake, ons gaan praat oor intersessie, en ons 'n hele paar dinge daar rondom, maar dit gaan vir ons hieroor. Elke keer as ons kyk na 'n spesifieke geestelike praktyk, is my begeerte dat dit ons naby aan Christus sal bring. Dat ons in daai donkerste oomblikke sal weet, maar ek het nooit laat gaan nie, en my God is steeds hier. So ek het 'n opgewondenheid in my. Dis iets wat ons nader bring aan hom, dis iets wat ons in daai plek van verwagting inbring, van God is steeds hier. So ons kom vandag af met hierdie tema, hoekom vas ek? Hoekom vas ek? En ons het al so baie gehoor oor die tema van vas, maar voor ons verder gaan, ons lees vandag net uit die ou vertaling, die 53 vertaling. En ek moet sê, dit was vir myself 'n skok, want ek weet nie wanneer laas jy die 53 vertaling gelees het nie, maar op party plekke is hy besonder diep en op ander plekke besonder moeilik. Maar in hierdie gedeelte is wat ons vandag gaan lees, het Pieter nogal vir my uitgewys, 'n paar weke terug, nee Pieter, het hy vir my uitgewys, dat hierdie vers, wat ons kernvers is vir vandag, nie in die nuwe vertaling voorkom nie. Hy kom nie in die nuwe vertaling voor nie. Wat baie interessant is, en hy verloor baie krag in die vertelling van die verhaal, omdat daai vers nie daar is nie. So elke vers vandag is uit die ou vertaling uit, dit gaan op die bord wees, so maak notas in jou Bybel as jy wil, maar kom ons kop af, Matteus 17 vers 21. En dis Jesus wat hier praat, en hy sê, maar hierdie geslag
gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. So Jesus is besig om te praat oor 'n spesifieke situasie, ons gaan nou daarna kyk, en dan sê hy vir hulle, maar hierdie goed wat nou gebeur, gaan nie uit behalwe vir deur gebed en vas nie. En hier is die interessante, Christus se bediening, die fondasie van alles wat hy gedoen het onder andere gekom deur gebed en vas. Wat is gebed en vas? Gebed is hierdie. Gebed is eenvoudig 'n gesprek met 'n Vader. 'n Gesprek met 'n Vader. Met ander woorde, dis daai oomblik waar jy met die Here praat, waar dit nie saak maak wat jy sê nie. Jou mooi woorde, jou lang sinne, jou hoog en jou laag, jou vinnig praat of stadig praat, beteken nie regtig vir die Here iets nie. Wat vir hom wel saak maak, is dat jy net met hom praat. Dis 'n gesprek met 'n Vader. En dan vas. Vas is 'n geestelike dissipline, maar dis 'n intense ding. Dis 'n moeilike ding, want is die doelbewuste onthouding, so nie gebruik nie van kos, drank, water, vermaak of enige van daai goed vir 'n bepaalde tyd. En die rede hoekom ons vas is sodat ons nader aan God kan kom. Sodat ek nader aan my Here kan kom. En hier is die ding, vas is radikaal en vas is intens. Maar net so het vas 'n intense en radikale gevolg. Want wanneer ek sê, maar Here, ek gaan in 'n tydperk van vas in, beteken dit dat ek hierdie opoffering gaan maak. Ek kruisig my vlees vir 'n bepaalde tyd om nader aan hom te kom. So met ander woorde, ek gee iets op vir 'n sekere tyd. Ek gee iets op vir 'n sekere tydperk sodat ek iets van my God kan begin sien. Wat vas moeilik maak, is baie keer assosieer ons vas net met kos. En ek dink vir ons Afrikaners is dit baie moeilik. Want as jy sê, vat my vleis weg, of jy amper sê, kan ek met die manager praat? Is daar iemand anders daarbo? Maar sien, dis selfs meer as kos. Dis selfs meer as kos, maar daar's 'n oomblik waar ek sê, ek gaan sekere goed in my lewe opgee vir 'n sekere tyd en met my Vader praat, sodat ek meer van God kan begin sien, sodat ek hom meer kan begin hoor. Want daar's sekere goed in ons lewe, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, daar's sekere goed in ons lewe wat vir ons 'n kruk geword het. En ek dink baie keer is kos een van daai goed. Almal van ons hier hou van 'n ou stukkie gemakkossie, comfort food. En daai stukkie droewors, as jy Sandra toe ry, wil jy net gou voorstop. Ek weet julle doen dit nie, maar ek weet nie, hierdie pastoriekar se GPS gaan die hele tyd daar by Farmers in. Ek verstaan nie lekker nie. So dis een van die goed. Een van die ander goed is, baie keer gaan ons in 'n plek in waar ons meer tyd op hierdie spandeer as in gesprekke met mense. Want dit raak vir ons 'n kruk. Of ander keer het ons hierdie mense wat rondom ons is, wat ons help om deur sekere goed te kom, maar ons skuif die Here al hoe verder weg. En dis hoekom ons nodig het om te vas. Want vas help my om sekere goed in my lewe af te breek en my hele wese weer na God toe te draai. Met ander woorde, ek raak ontslae van elke moontlike kruk. En ek sê, Here, van hierdie oomblik af gaan ek weer fokus op U. Van hierdie oomblik af is my hele lewe weer gewy aan U. Sien, hoekom is vas belangrik? Ek weet nie of jy al besef het nie. Adam en Eva het hulle self uit die paradys uit laat uitskop deur te eet. Esau het sy erfporsie verloor deur te eet. Die een versoeking van Jesus in die wildernis, in die woestyn, was nie verslawing nie, dit was kos. So ons baie keer hierdie mag, wat iets soos kos of sekere ander goed oor ons het, en die oomblik as dit te vashou in jou gees, en jou siel, en jou huis het ek nodig om te sê, maar ek gaan vir 'n oomblik van dit vas. Ek gaan dit nie gebruik nie. Ek gaan myself onthou of weerhou van daai ding, sodat die gees, die mag van dit oor my lewe kan breek. En hierdie is 'n baie belangrike ding in die gees, want vas is kragtig. Vas is
kragtig. Die oomblik, as ek iets vir 'n tydperk opgee in gebed en vas, leer dit my om nie afhanklik te wees van daai ding in my lewe nie. Dit breek die houvas, dit breek die krag wat dit op my het. Maar die beste van alles, wanneer ek in 'n tyd van vas ingaan, maak ek doelbewus tyd met my Pa in die hemel. En dis die beste tyd. Ek sien altyd vas as hierdie skoot tyd met God. Julle wat is vir my een van die lekkerste goed in die lewe, is as daai twee klein seentjies van ons, as hulle so op jou kom lê en hulle hou jou so styf vas, dan soek ek net meer. En ek raak soos 'n klein hondjie, begin net snaakse geluitjies maak, want dit is so lekker. En klein Joshua, hy het so 'n manier in die aand, om tussen ons te lê, en as hy so 'n bietjie gemak soek, dan begin hy voel, waar is pappa? En aanvanklik is dit baie cute, dis baie oulik. En die volgende oomblik staan hy regop, in die middel van die nag, en dan val hy soos 'n hamer bo op my. Pah! Dan sê ek, lê maar, dis reg. Maar dit is so lekker as hy sy lê gekry het. En dis baie dieselfde met vas. Vas is daai intieme tyd met jou Vader. Dis daai oomblik waar ek sê, maar ek gaan alles opgee, alles in my lewe kruisig, sodat ek meer tyd saam met hom kan hê. En dit is vir my baie mooi, daar is hierdie vergelyking. Baie van ons, as ons byvoorbeeld kyk na iets soos koors. Koors is vir ons 'n moeilike ding om mee te werk. Vir enige ouer is die woord koors eintlik 'n nagmerrie. En as jy nog nie 'n ouer is nie, sterkte. Koors kom met maatjies, wat bedde goed vuil maak. Ons bid saam met jou. Maar hier is die ding. Baie keer kyk ons na koors, en ons sal dink, maar koors is iets wat moeilik is. Dis 'n siekte, dis 'n ding wat ons veronderstel is om uit te sorteer. Maar gaan kyk nou die dag na die betekenis, of wat koors eintlik doen. Sien, koors is nie 'n siekte nie. Koors is 'n ingeboude meganisme wat jou liggaam het om tydelik die temperatuur te laat styg in jou lyf, in jou liggaam, sodat sekere siektes nie kan beweeg of kan leef nie. So koors is nie 'n siekte nie, koors veg altyd teen die siekte. Jou brein het hierdie ingeboude termostaat, en elke keer as jy siek word, stuur jou liggaam vir 'n sein vir hierdie termostaat wat sê, lig die temperatuur sodat die siekte kan begin doodgaan. En hier is die ding van koors. Gebed en vas werk baie dieselfde. Dis die manier, die metodes wat die Here vir ons gee om die geestelike temperatuur in ons lewe te laat styg, sodat die siekte, die goggas, die leuns, die goed waarmee ons sukkel, nie kan bly nie. Dis die manier, die metode wat die Here vir ons gee, wat hy gebruik om al hierdie goed in ons liggaam, ons siel en ons gees uit te dryf en uit te trek, sodat ons slegs afhanklik is van hom. Beteken nie vas is maklik nie. Dit is 'n opoffering en dit bly dit. Maar is 'n manier wat die Here vir ons gee om die geestelike temperatuur in ons lewe te laat styg. Daar's so 'n mooi voorbeeld hiervan in Handelinge 28 vers 3. Handelinge 28 vers 3. Het sê, en Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit. En 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. So hier is die ding. Die adder, die slang, het uitgekom hoe? Hy het uitgekom as gevolg van die hitte. Sien, dis nie net kieme en virusse wat uitkom uit 'n liggaam uit as gevolg van hitte nie. Dis ook al hierdie goed in ons lewe, in ons huise, in ons strate, die adders, die probleme, die booshede, wat ons dorp begin verlaat, ons huise begin verlaat, ons gesinne begin verlaat, die oomblik as ons die temperatuur laat begin styg. Daar's iets wat gebeur, wat ek in 'n gebed en vas ingaan in my gesin. Daar's iets wat begin gebeur, die temperatuur styg. En saam met daai hitte, moet elke ding wat nie van die Here af is nie, elke goggatjie, elke sogenaamde addertjie, elke ding moet vlug.
En ewe skielik het ek kapasiteit, ewe skielik het ek tyd, ewe skielik het ek insig, wysheid, ewe skielik sien ek my Here raak op 'n ander manier. Sien, wat gebeur met Paulus toe die adder hom byt? Handelinge 28 vers 5 sê hierdie, maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. So die temperatuur het gelig. Die adder kom uit en het pik hom en dan skit hy hom af. Kan jy dink Paulus se gesig? Ons het so 'n paar maande terug, so op 'n stadium 'n rinkels hier op die terrein. En hy prys die Here, ek het dit nie gesien nie. Maar dit is 'n redelike probleem, want hier's kinders op die terrein, en hier's 'n klomp goed wat hier gebeur. En Pieter het dit baie vinnig uitgesorteer. Maar daai ding sit toe in my kop vas. En ons hond gaan toe nou eendag, en sy gaan ryk hier onder by ons kar. En naderhand begin sy blaf. En naderhand begin sy krap. En ek sê vir my vrou, ek sê liefie, hier's 'n probleem. En ek kom kantoor toe, maar Liesel is hier. En hy sê, maar as dit 'n slang is, moet ons hierdie ding vinnig uitsorteer. So alles in my begin krioel. Want ek sien hierdie 50-50, of wat is daai fokus video's, van die slang wat die ou op die toon gepik het. Ek dink, o genade. In elk geval, oupa en Johannes, hulle kom na die kar toe, hulle sit 'n spyker in 'n stuk hout, want hulle gaan die slang vang. In elk geval, nou staan ons by hierdie kar, en ek trek die bonnet se ding, dat hy oopgaan, en toe hom lig, julle sien ons daar ding lê. Dit voel, of ek die tydelike vir die ewige verruil. Ek val op die vloer neer. En soos ek val, besef ek wat dit is. Toe's daar 'n kat, wat opgekruip het in die engine. In my kop sien ek hierdie harige demoonslang wat daar lê. Maar prys die Here, dit was nie. Prys die Here. Nou sit daai prentjie vas in my kop. In elk geval, is die ding wat daai vers nooit sê nie. Dit sê nie dat daar nie anders in jou lewe gaan wees nie. Dit sê nie dat daar nie goed gaan wees waarmee ons sukkel nie. Maar die oomblik as die geestelike temperatuur in my lewe styg, gaan alles wat nie van God af is nie, uit my lewe uitgedryf word. En wanneer ek vas en in hierdie rou en eerlike plek voor die Here is, al val die vyand aan, al kom die adders, al land daar 'n kat in jou bonnet. Dit gaan jou nie doodmaak nie. Jy gaan lig sien in duisternis. Jy gaan sien waar die Here besig is in jou lewe. En jy gaan sien, hy hou nog steeds jou hand vas, want jy het nooit laat gaan nie. En daarom het ek hierdie begeerte, dat ons as gemeente in 'n plek van vas ingaan. En ons gaan nou praat oor hoe dit gaan lyk. Maar dat ons vir die Here gaan sê, Here, ons gaan nie laat gaan nie. Ongeag wat gebeur, ongeag hoe sleg of hoe goed, ons hou vas in die hand. Ons bly op U gefokus. Ek dink so baie van ons is oordinkers. Jy ooit gehoor van die woord 'n oordinker, 'n overthinker? Baie keer is daar patrone wat in ons gedagtes begin vorm. Sekere leuns wat ons glo, sekere goed waaraan ons vashou, wat nie God is nie, en dan probeer ons hierdie krikke vind, wat ons help om net te cope in die lewe. Wat ons help om net môre te kan sien. Maar vas help my om van daai goed ontslae te raak. Want hoe meer die geestelike temperatuur begin styg, hoe meer kom breek die Here daai goed uit my lewe uit. Hoe meer kom maak hy my los van elke ding wat my moontlik terughou om hom te kan sien. So weer Matteus 17:21. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. So die woordjie hierdie geslag beteken ook hierdie soort probleem. Sekere probleme in ons lewe
is alreeds aan die kruis oorwin, maar dit kom nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Ek leer nie om onafhanklik van daai probleme te stap nie. Dit definieer my, word deel van my wese, want ek stap nie in gebed en vas nie. En baie keer is selfs gebed nie vir ons 'n prioriteit nie. Ons praat nie genoeg met ons Vader nie, maar sekere probleme, sekere goed in ons lewe, wat vir ons krikke of ankers geword het, kom nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. Dis soos om te braai. Sekere vleis kan jy rou eet, en is goed, en is mooi, maar gooi 'n varkie in jou bord, ons kry jou by die hospitaal môre, of 'n stukkie hoender. Kan ek dit sê, prys die Here vir ons braaie, en ons braaiers in die gemeente, en ons kultuur, en ons land. Maar hier is die ding, sekere goedheid nodig, om op die vuur te gaan. En sekere probleme in ons lewe het ons nodig, om die geestelike temperatuur op te draai, in ons huise, en in ons gesinne. So op 'n stadium is Jesus op hierdie berg, en as Petrus en Johannes en Jakobus ook daar, en Jesus is besig om te bid, en dan lees ons hierdie, Matteus 17, vers 2, en hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig, en kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. So Jesus gaan op die berg om te bid, en terwyl hy bid, praat met sy Vader, gebeur daar iets, skielik begin sy gesig verander, hy word verheerlik, sy klere word so wit, so sneeu. En hier is wat vir my so mooi is van dit. As daar een persoon in die wêreld was, wat nie nodig gehad het om te vas en te bid nie, was dit Christus. Maar hy doen dit, want hy wys vir ons hoe lyk 'n verhouding met sy Vader. Ek praat met hom, en ek kruisig my vlees. En terwyl hy bid, begin alles in hom verander. En die heerlikheid van God begin uit hom uitskyn. Sien, hier's die ding, die oomblik as ek en jy in gebed en vas ingaan, is daar die radikale transformasie wat in my begin gebeur. Sien, baie keer vas ons vir iets. Ons vas vir die verandering van iets buite ons. Maar wanneer ek vas en bid, vas en gebed, voordat dit my vrou verander, gaan dit my verander. Voordat dit my kinders red, gaan dit my kom skoon was. Dis een van die grootste stukke gereedskap in die koninkryk wat die Here gebruik om persoonlike transformasie te bring. En jy kan sien as iemand in gebed en vas is. Jy kan sien hoe baie iemand bid deur op grond van die verandering in hulle lewe. Daar's verandering wat kom, hoe meer tyd ek met my Here spandeer. Jesus se gesig het selfs verander. Baie ouens wat ons ken, wat tot bekering kom, baie ouens wat ons ken, wat met die Here begin praat, sy gesig begin naderhand selfs verander. Dat ander mense sê, wat doen jy anders? En net so, die oomblik as ons in vas en gebed staan, begin die Here al hoe meer Mosese en Elias in ons lewe inbring. Mense wat hierdie regte, diep liefde vir die Here het. En ons verstaan nie altyd hoe dit werk nie. Maar my Vader weet wat ek nodig het voordat ek hom vra. So dan kom hulle van die berg af, en die volgende oomblik is daar die seun wat voor hulle staan. En sy pa sê vir die disippels, vra maar kan julle bid vir my seun, want hy's siek. Hy's siek. En dan kry die disippels hom nie gesond gemaak nie. En dan gaan ons na hierdie vers toe, Matteus 17 vers 17. Matteus 17 vers 17. Toe antwoord Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Ek moet sê, as Jesus vir my dit sê, dan spandeer ek 7 dae in vas, 14 dae in bekeringspreke. Hy spreek hulle aan.
Dan sê hy, bring hom hier vir my, bring hom hier vir my. En dan staan Jesus daar. En hulle vra, maar Here, hoekom kon ons nie hierdie demoon uit hierdie seentjie uitdryf nie? Hoekom kon ons hom nie gesond maak nie? En dan sê hy daai bekende gedeelte, want as julle geloof, maar net so sterk soos 'n mosterdsaadjie was, sou julle vir die berg kon sê skuif, en hy sou homself opgelig het en in die see gaan gooi het. As julle geloof net so sterk was. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê, maar hierdie soort kom net uit deur gebed en vas. Wat sê hy vir hulle daarmee? Hy sê vir hulle eintlik, maar julle het op die berg gesien hoe ek verander het, julle het op die berg, het julle geglo. Maar die stap van die berg af, het hulle geloof geknak. Baie van ons hier het al groot geloofsoomblikke gehad. Baie van ons hier was al in 'n plek waar ons hierdie passievolle liefde vir die Here gehad het. Net om van die berg af te stap in probleme en moeilikheid. En goed wat in ons kon vassit, waarvan ons nie ontslaa raak nie. En vir jou geloof, om skielik saam met dit te knak. En dan sê hy vir hulle, hierdie soort kom uit, deur gebed en vas. Met ander woorde, spandeer tyd met jou Vader. Offer sekere goed op vir 'n sekere hoeveelheid tyd. En ek wil net sê, as jy wil vas, daar's riglyne, maar daar's nie reëls nie. Partykeer wil jy vas vir 10 minute 'n dag. Ander kere is dit 10 ure 'n dag. Ander kere is dit vir 'n paar dae in een. Ander kere vir maande of jare. Maar as die Here dit op jou hart lê om te vas, kyk na daai ding wat besig is om jou geloof te breek, of wat besig is om jou kruk te word, of wat besig is om jou weg te dryf van die Here af, en vas vir dit, of daai ding wat vir jou groot opoffering gaan wees, en vas van dit af. Kies jou tyd, en praat met jou Vader. En in daai oomblik, begin hierdie gebeur. Jesus sê vir daai ding, hy sê, ek bestraf jou. Dit sê, en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Elke keer, as ek in gebed en vas ingaan, en ek lig die geestelike temperatuur, kom breek die Here goed uit my hart uit my gedagtes uit my lewe uit. Hy kom maak my gesond. En saam met dit, omdat daar nie meer die goed is waarop ek staat maak nie, omdat ek nie meer afhanklik is van enigiets anders nie, hoor ek sy stem al hoe duideliker. Daar's krag in vas en gebed. 'n laaste ding. Ek dink baie van ons vas en ons bid vir spesifieke goed in ons lewe. En dis reg en dis mooi. En ons gaan volgende keer bietjie meer praat oor waarvoor vas ek. En hoe doen ek dit prakties? Hoe lyk dit prakties? Maar vas verander altyd eers my, voor dit iemand anders verander. En dis hoekom ons dit so gereeld moet doen. Want as ek die geestelike temperatuur in my lewe kan opstoot, gaan dit ook opgaan in my huis, gaan dit opgaan in my besigheid, gaan dit opgaan in my dorp. En ons wil in hierdie tyd wat voorlê, in hierdie 10 dae van gebed, wil ons gaan in 'n tydperk van gebed en vas in. Ek glo die Here roep ons as gemeente, en die ander gemeentes, maar hy roep ons, om die geestelike temperatuur op te stoot in ons dorp. Sodat enige adder, of enige iets wat nie van hom af is nie, moet uit. En ons begin by gebed en vas. So ek wil jou aanmoedig in die tyd wat kom. Vra vir die Here, in jou gesin, vra vir die Here in jou eie lewe, waarvan jy
moet vas. Dalk is dit 'n foon vir 10 minute 'n dag, dat ek hom net neersit. Een van my vriende sê vir my in die week, hy het hierdie boek gelees en dit het my so getref. Hy het hierdie boek gelees wat sê maar een van die grootste probleme is fone. Baie keer sal ouers op 'n trampolien spring saam met 'n kind en hulle is op die foon. Of ek sit in 'n koffie saam met my vrou, maar my foon het meer aandag as my vrou. Ander kere is dit kos, ander kere is dit toksiese vriende. Wat ook al die Here vir jou wys, vra vir hom, vas van dit, of vir 10 minute 'n dag is, 10 ure 'n dag, 'n week, vra vir hom vir daai tyd, en kom ons lig die geestelike temperatuur in ons dorp. Kan ons dit doen? Amen. Kom ons staan en bid ons saam. Ek vir jou aanmoedig in hierdie volgende tyd. Ons gaan in die 10 dae van gebed, gaan ons die Here vertrou vir 'n klomp goed. En op die laaste dag gaan ons ook bid vir die verkiesing wat voor lê in ons dorp in November. Ons wil graag in die gemeente, in die maand voor daai verkiesing, 'n vastyd aankondig. En ons sal nog sê hoe dit gaan lyk. Maar daarom wil ek vir jou vra, in die volgende paar dae, maak erns met vas, maak erns met gebed, kom ons begin dit oefen. Ek weet baie ouens sê, maar dis werke, dit is nie verlossingswerke nie. Dis iets wat die Here vir ons gee, om nader aan hom te kom. So kom ons vas, kom ons gaan in gebed. Sekere probleme het geestelike antwoorde nodig. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat U hier is vandag. Dankie Heilige Gees vir elke aanraking. Dankie Here dat ons in 'n tyd van vas en gebed kan ingaan waar ons weet, maar U is hier. En U is saam met my en U hou nog steeds my hand. Ek wil vra Heilige Gees, as daar enige iemand is vandag wat antwoorde nodig het op sekere probleme, dan bid ons Matteus 17:21 oor hulle vandag. Sekere probleme, sekere goed kan net uit deur vas en gebed, en ons wil vra, Here, help ons om meer met U te praat. Help ons om U raak te sien as dit donker is rondom ons. Help ons om tyd te maak vir U en op te offer, sodat ons meer van U kan sien. Ek wil vra, Here, gryp in waar dit nodig is. Genees waar dit nodig is. Herstel en bou op. En dankie, 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 dat U ons lief het. En ons is so lief, Here. Dankie vir vanoggend. Dankie vir die tyd saam as geestelike familie. Ons is so lief. En almal sê saam, amen. Ons gaan die seën uitspreek en daarna gaan ons nog 'n lied sing. Jy is welkom om saam te sing, of jy kan dan so lank uitbeweeg en saam kuier. Daar is 'n lekker kuierding in die saal vandag, so kom kuier saam as geestelike familie. Ek het gesien ons het 'n klomp lekker goed ook op die tafel, so prys die Here daarvoor. Maar kom drink saam koffie na die tyd. As dit jou eerste keer is en jy wil graag deel raak van die gemeente, gaan na die eerste kuierbanier daar agter en iemand sal jou daar kry met 'n groen lanyard. En net so as jy op die WhatsApp groep wil wees en nie is nie, gaan asseblief na die eerste kuierbanier toe. Ons kan jou op die WhatsApp groep sit, ook veral vir hierdie tyd, selfs as jy net vir hierdie tyd op die groep wil wees, hierdie tyd van gebed. Dan as jy gebed nodig het na die tyd, bly vir ons sit. Iemand gaan na jou toe kom en ons sal saam met jou bid, of gaan na die eerste kuierbanier daar agter en dit sal vir ons 'n voorreg wees. So ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy vir jou vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Mag jy tyd met jou Vader spandeer. Mag jy vas en bid. En mag hy jou seën. Amen.
Dankie dat jy hier was vandag. Dankie dat jy ons seën. Geniet jou week, sien jou volgende week. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas vir sy kinders, die ek neer is wat ek ooit sal kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als ek lewe, prys die Here, prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als ek lewe, prys die Here. Dit is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas vir sy kinders, die ek meer as wat ek ooit sal kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here, skepper. Die hele skepper sing nou saam. Alles wat lewe, roep sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here is my vesting. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder.